Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Woensdag, die 12de Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word weer eens net kortliks weergegee. En ons hoofopskrif vir vandag sê, polisiekonstabel gevang deur valke oor moord op 'n kollega. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: kind gewond deur dwaalkoel, polisieman gevang deur valke oor kollega se dood, BTW verhoging is onverwendbaar, SA gaan dalk elektronies begin stem, IS student se moordenaar se saak is uitgestel, Dakkies wen CUTX jas in Bloemfontein, Cheetahs pak luiperds Vrydag in Toyota Stadion. 'n Polisielid van Limpopo is donderdag deur die valke in hegtenis geneem weens sy beweerde betrokkenheid by die moord op 'n kollega van hom. Die konstabel is aan die Westerburg polisiekantoor in Polokwane werksaam, is met nog 'n man in hegtenis geneem. Die konstabel kan glo verbind word met die moord op sergeant Malope George Modiba, wat 37 jaar oud was, wat op 5 Februarie 2025 vermoor is. Modiba was lid van die provinsiale blitspatrolle eenheid. Sy dienspistool, skootrekenaar en selfone is ook uit sy huis gebyt. Die moordenaars het in 'n wit bakkie weggekom. 'n Klopjag is donderdag deur die valke en die polisie uitgevoer nadat hulle inligting ontvang het oor hierdie moord. Daar is toegeslaan op 'n huis in Seshego buite Polokwane. Die man het glo inligting aan die polisie gegee wat gelei het tot die inhegtenisneming van hierdie polisiekonstabel. Die valke het met die klopjag ook beslag gelê op die vermoorde Modiba se dienspistool, die 9mm pistool en ammunisies gekry waar dit in 'n swart plastieksak toegedraai en versteek was aan die agterkant van die polisieman se huis. Die konstabel en die man wat donderdag in hegtenis geneem is, sal eersdag in die Landdroshof in Seshego moet verskyn. Die valke hoof in Limpopo het sy teleurstelling uitgespreek dat 'n polisielid vermoedelik betrokke was by die moord op 'n kollega. 'n 8-jarige seun is in die been gewond terwyl hy tydens 'n noodlottige skietvoorval op 'n trappie buite 'n woonstelgebou in Mannenberg op die Kaapse vlakte gesit het. Die man het vergeefs probeer weghardloop terwyl sy aanvallers herhaaldelik op hom losgebrand het. Hy is op die toneel dood verklaar. Sy aanvallers het ook verskeie skote in die rigting van nabygeleë woonkomplekse afgevuur terwyl hulle gevlug het. Een van die skote het die 8-jarige seentjie wat op die trappe van Johanna Kort woonkompleks gesit het in die been getref. Die motief vir die skietery is blykbaar bende verwant. Alle voorvalle moet aangemeld word, want dit kan nie so aangaan nie. Hierdie 24-jarige man word in verband met 'n voorval ondervra. Die DA het nog vasgeskop teen enige BTW verhogings met optimiste in die regering van nasionale eenheid, oftewel die RNE, wat meen daar is 'n 50-50 kans dat die aangepaste begroting aanvaar sal word. Vincent Magwenya, woordvoerder van die presidentsie, sê by navraag, Ramaphosa en Steenhuisen praat so gereeld soos wat dit nodig is met mekaar. Die verbintenis is steeds dat die minister van Finansies begroting ter tafel lê wat die volle steun van al die partye in die RNE moet hê. Hoewel die DA 2 dae voor die begrotingsrede nog vasgeskop het teen enige BTW verhoging, het 'n lid van een van die oppositiepartye aan die koerante gesê hy dink dat die ANC en die DA tot 'n vergelyk sal kom. 'n BTW-valuta-strateeg van Treasury One verwag wel 'n kleiner BTW verhoging as die aanvanklike 2 persentasiepunte tesame met besnoeiings om die boeke te laat klop. Voordat die institusionele effektebeleggers en banke gaan instroom om staatseffekte te koop, wil hulle sien of daar genoeg besnoeiings is om staatsskuld in toom te hou, of as sterk genoeg klem is op die hervorming van staatsondernemings en of die tesorie 'n duidelike plan het om buitelandse beleggers te lok. Dalende kiesersopkoms en toenemende radikalisme, onder meer by diegene wat die uitslag van wettige verkiesings probeer betwis, is gewaarskuwingstekens wat meer gedoen moet word om die publiekse vertroue in die demokrasie te versterk. Die 3-daagse konferensie dien as 'n platform vir die begin van nasionale gesprek oor die moontlikheid van elektroniese stemstelsel in Suid-Afrika in die nabye toekoms. Die OVK het pas bevind om hierdie konferensie byeen te roep
om die vooruitsig van die bekendstelling van elektroniese stemtegnologie op 'n gepaste oomblik te ondersoek. Vir elektroniese stemmery om lewensvatbaar te wees, moet dit toeganklik wees vir alle Suid-Afrikaners, ongeag hulle ligging of sosio-ekonomiese status. Die OVK het nog nie bepaal of elektroniese stemmery die gepaste metode is om aan die parlement voor te lê nie. Dr. Leon Schreiber sê die perspektief is nergens belangriker as in die geval van verkiesings nie. Suid-Afrika het inderdaad 'n trotse rekord met die hou van verkiesings van integriteit wat 'n bewys is van die OVK se goeie werk. Kaapstad se metro sal onder meer 17,2 miljoen rand vir die volgende boekjaar vra vir meer personeellede en hulpbronne vir die brand- en reddingsdienste, asook bykomende 3,6 miljoen rand om die kapasiteit van die kontaksentrum vir noodgevalle 'n hupstoot te kan gee. Kaapstad se branddienste het 'n besige jaar beleef en reageer op aansienlik meer veldbrande en brande wat infrastruktuur bedreig het. Die aantal veldbrande binne die stad se grense het van 8.400 in die 2020 boekjaar tot 12.072 in die 2023 boekjaar toegeneem. Brande wat strukture beskadig het oor dieselfde tydperk het van 3.866 tot 4.755 brande toegeneem. In Februarie het die brandweer een naweek bond gestaan toe verskeie brande oor die metro heen uitgebreek het, onder meer in Kamsbaai, Sunningdale, Atlantis en langs die N2 roete. Die stad belê proaktief in sy nooddienste, toon sy toewyding om sy inwoners te beskerm en reageer op uitdagings. Bykomende personeellede by die kontaksentrums sal aangewend word om oproepe te kan beantwoord. Die metro werk ook daaraan om die hoofoorsake van brande insluitend brandstigting die hoof te bied. Die saak teen Pieter Otwolingo, wat reg staan op aanklag van die verkoop van vermoedelik gesteelde eiendom wat verband hou met die moord op die matriekstudent Jesse Mitchell, is uitgestel om dienste van die Igbo-tolk te bekom. Die Nigeriese burger het saam met Rudolf Hoefke, 19 jaar oud, Mitchell se vermeende moordenaar, in die hof verskyn. Mitchell is op 16 Oktober verlede jaar op sy 19de verjaarsdag in die vroeë oggendure op pad na sy woonstel met 'n skerp voorwerp doodgesteek. Hy was 'n eerstejaars student in BSc rekenaarwetenskappe aan die Universiteit van Stellenbosch. Sy lijk is daardie oggend in Potchefstroom weggevind. Hoefke is ure na die moord in hegtenis geneem. Hy word aangekla van moord en roof met verswaarende omstandighede. Die saak is tot 16 April uitgestel vir Otwolingo se hofaansoek. Hoefke sal weer saam met hom in die hof moet verskyn. 2 mans is Saterdag tydens beerdkrag in Mitchellsplein doodgeskiet. 'n 26-jarige man en 'n 39-jarige veiligheidswag is noodlottig gewond. Leidens 'n polisieverklaring is die 26-jarige slagoffer en sy vriende tussen 2200 uur en 00.00 deur 'n onbekende aantal mense gejaag. Die 26-jarige man is in die voorkop en in die ken geskiet. Die groep mense het die slagoffer sy vriende agterna gesit en verdere skote afgevuur. Die veiligheidswag is toe ook in die bors getref en het gesterf daarna. Die owerhede in Queensland en Nieu-Suid-Wales waarsku inwoners dat die storm nog nie heeltemal gaan lê het nie, en nadat die tropiese sikloon Alfred die Australiese deelstate Saterdag erg getref het. Die swaar reën het tot rivieroorstromings en kitsvloede gelei wat meer as 190.000 en ondernemings in 2 deelstate is ook sonder krag gelaat. Inwoners is gevra om paraat te wees vir verdere rivieroorstromings en kitsvloede. Volgens die weerbureau het 30 cm reën binne 24 uur oor dele van Brisbane, hoofstad van Queensland, neergestort. Vloedwater het sommige strate in die stad en omliggende dele oorspoel en motors en huise was onder water gewees. Die nooddienste het 17 mense oornag uit vloedwaters in Queensland gered. As Enoch Godongwana, minister van Finansies en Nasionale Begroting, nie aanvaar word nie, sal dit 'n grondwetlike krisis veroorsaak. Jy kan 'n regering hê wat tot stilstand kom, omdat daar geen geld is om toe te ken aan departemente en staatsinstellings nie. Dit volg 2 dae voordat Godongwana na verwagting sy hersiene begroting in die parlement ter tafel moet lê. Godongwana se begrotingsrede, wat aanvanklik van 19 Februarie in die nasionale vergadering geskeduleer was, is ter 11de ure uitgestel weens onenigheid onder politieke partye in die RNE oor voorgestelde styging in belasting op toegevoegde waarde, oftewel BTW.
Godongwana het voorgestel dat BTW met 2 persentasiepunte van 15% tot 17% verhoog word, wat sowat 60 miljard rand meer vir die fiskus sou verseker het. Die besluit om die begroting word deur die parlement geneem, omdat dit op die ou end 'n wet van die parlement moet wees. Die SAID het geïdentifiseer dat daar bykans 800 miljard rand in belastinginkomste is, wat nie ingesamel is nie, weens onbetaalde skuld, uitstaande belastingopgawes en fiskale lekkasies. Wetstoepassing en nakoming moet versterk word en die belastinginfrastruktuur van die SAID moet gemoderniseer word. Die Universiteit van Johannesburg was die gasheer teen die Maties wat 'n goeie vertoning gelewer het. UJ kon slegs 1-3 aanteken en verdoel in die hele wedstryd. Maties het weer eens gewys, hulle is 'n span om mee rekening te hou en het met 25 punte teen die UJ se 7 punte geseëvier. Die UCT Aitjies, natuurlik een van die top Warsiebekerspanne, het gewys hoekom hy om die titel meeding, het hy goeie hardloop rugby gewen teen Wits, wat nie geweet het, die Kaapenaars gaan oor hulle stoomroller nie. Die besoekers het die bal laat loop na die hele agterlyn en heel wat rolmaalbewegings gedoen, wat gehelp het met hulle sege. Al die taktiek wat hulle opgedis het natuurlik vrugte afgewerp. Dit was duidelik dat die span mooi afgerig was en natuurlik ook aan hulle fiksheid het niks kort gekom nie. Krediet aan die span se afrigters en bestuurders. Die span is beslis een om dop te hou. Die finale puntestand was 17 vir Wits en 'n welverdiende 73 punte vir die UCT Aitjies. Die NWE Arende het die huidige Warsiekampioen, die Shimlas van Bloemfontein, gewys dat hulle oor genoeg vaardighede beskik om enige span te kan wen. En die finale puntestand het dit ook beam. Die NWE Arende het geseëvier met 59 punte teen Shimlas se skamele 14 punte, wat gekom het van 2 verdoelde drieë. In die laaste Warsiebeker wedstryd, wat ook op TV gewys het die CUT Ixias van Bloemfontein goed begin, maar Krake het gou gewys, die Bloemfonteinse manne het nie genoeg skietgoed gehad om oralste keer om 3 van die UP Tuks te verhoed nie. Die wedstryd het so 20 minute laat begin as gevolg van weersomstandighede. Die besoekers van Pretoria het almal verras en met goeie hardloop rugby verseker dat die toeskouers waarde vir hulle geld gekry het. Al was die meeste van die toeskouers baie verbal agter hulle Ixias span, was dit nie genoeg om hulle span te help vir 'n oorwinning nie. Die Tikkies het die helaas geseëvier met 'n groot telling van 63 en 'n skamele 26 punte vir die CUT Ixias van Bloemfontein. Die Tikkies het ook gewys, hulle is met mening terug en is beslis ook 'n sterk aanspraakmaker om die semifinale van die Warsiebeker kompetisie te haal. Baie geluk aan hierdie wenspan aan die Warsiebeker. Die 5de toernooi van die huidige seisoen van die Sevens reeks vind van 28 tot 30 Maart in die Kai Tak Stadion plaas. Dit is die eerste keer sedert die ikoniese toernooi in 2000 deel van die wêreldreeks geword het, soos die Sevens reeks van tevore bekend gestaan het, dat dit in 'n nuwe stadium aangebied gaan word. Suid-Afrika kon nog nooit daarin slaag om die Hong Kong toernooi te wen nie. In 2008, 2009 en 2017 het die Blitsbokke in die eindstryd vasgeval. Die Hong Kong toernooi is baie spesiaal vir elke speler wat al die bok blitstry oor sy kop getrek het. John Plumtree, Chris Dirks, Dick Muir en Adrian Richter tel onder diegene wat in hulle speel daar voor die ontstaan van die wêreldreeks Suid-Afrika se 7 span in die Hong Kong toernooi verteenwoordig het. Philip Snyman sê, daar is 'n paar aspekte van die Blitsbokke se spel waaraan hulle nou op die oefenveld aandag gee. Die Blitsbokke se verdediging is die afgelope tyd heel wat beter, het hy gesê. Die Blitsbokke kom in die groepwedstryd in Hong Kong teen Nieu-Seeland, Australië en Uruguay te staan. Jean Reinel sal Vrydag op skramskakel begin vir die Cheetahs in hulle SA beker wedstryd teen die Luiperds in Bloemfontein. Nel het Kreer Saterdag reeds na die rustyd vervang in die wedstryd vir die tuisspan met 45 teenoor 29 gewen het. Die Cheetahs was vroeg met 0 teenoor 19 agter en was met rustyd nog met 12 teenoor 19 agter. Daardie een momentum skuif toe hulle die bal opgepik het en gaan druk het ons 'n bietjie gebreek, het Nel gesê met verwysing na die Bolandse linkervleuel Lunati Ngele se 13 minute voor die einde van die wedstryd. Max Verstappen, die verdedigende kampioen, was verlede jaar nog baas op Albert Park, Melbourne, maar Red Bull het geval in die rangorde in die 2024 seisoen met McLaren wat op die voorgrond getree het, terwyl kenners ook meen dat Ferrari en Mercedes bestendige aanspraakmakers
op die titel geword het. Red Bull het egter minder mededingend gelyk en het met allerlei probleme gesukkel. Die span het geen wedstrijdsimulasies uitgevoer nadat Liam Lawson 'n verlies aan waterdruk ondervind het nie, terwyl die RB21 se vertoning rede tot kommer gehad het. Op die vraag hoeveel spanne vanjaar mededingers om die wêreldtitel gaan wees, het Verstappen net McLaren genoem, tans net een en daardie span is Oranje. Die Australiese Grand Prix naweek begin Vrydag met die eerste oefensessies omstreek 03:30 Suid-Afrikaanse tyd. Die verdedigende kampioen Iga Swiatek het Sondag nader gekom aan 'n ongekende derde agtereenvolgende Indian Wells WTA titel en Diana Yastremska met 6-0 en 6-2 gewen om 'n vierde ronde te haal. Swiatek van Pole, tweede op die wêreldranglys, was in volle beheer teen die Oekraïense Yastremska het gemaklik gelyk toe sy eerste 10 wedstryde gewen het. Swiatek pak volgende die Tsjechiese Karolina Machova wat in die eerste stel met 3-5 agter was, maar 10 van die volgende 11 potte gewen het om haar landgenoot Katerina Siniakova met 7-5 en 7-1 te wen. Die Russiese 17-jarige Mira Andreeva en Elina Rybakina, die Indian Wells kampioen in 2023, het by Swiatek aangesluit en sal mekaar in die vierde ronde pak. Rybakina het Britannië se Katie Bouter met 6-0 en 7-5 gewen. Die agtergekeerde Stefanos Tsitsipas, wat sy eerste titel byna 'n jaar gelede in Dubai behaal het Matteo Berrettini verlede week met 6-3 en 6-3 gewen. Meer as 'n jaar nadat Raj Makari die laaste keer vir die Springbok vrouspan diens gedoen het, is hy nou na 'n beleidingskamp na die nasionale span genooi. Die skouspel vind van 22 Augustus tot 27 September in Engeland plaas. Die 30-jarige Mikari, 'n boerling van Bongeni Village, naby Louis Trichardt in Limpopo, se laaste van haar 13 toetse was in Oktober 2023 teen Samoa in Kaapstad gewees. Makari was lid van die nasionale 7 span wat die afgelope 2 naweke aan die uitdagreeks in die Athlone Stadium in die moederstad deelgeneem het. Suid-Afrika se 7 span bekleed die tweede plek op die uitdagreeks se puntelys. In die eerste toernooi het die nasionale 7 span derde geëindig en die afgelope naweek tweede geëindig. Kenia het albei toernooie in Kaapstad as die wenners uitgetree. Dis nie net Fabien Galti, afrigter van Frankryk se rugbyspan, wat sy ongelukkigheid uitgespreek het oor die voorval wat die kwiksilwer skramskakel Antoine Dupont sy seisoen kort geknip het nie. Dupont is nou so wat 'n halfuur se spel en die Hane se uiteindelike sege van 42-27 beseer toe hy om die bal by loskram meegeding het, waar Bernie, nadat Porter hom van agter gestamp het, met sy volle gewig op die nommer 10 se been geval het. Dit blyk egter, die uitwysbeampte, nes die beamptes op die veld Saterdag, was van mening dat Dupont bloot in 'n rugby voorval beseer is. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy, stel jy belang aan MMA, Jiu-Jitsu, boks of skopboks. Kontak gerus vir Coach Warren in Bloemfontein by 065-989-1472. Ons Weerburg vir die streek, Messina 22-30, Polokwane 16-27, Lepalale 19-31, Mbombela 18-28, Mahikeng 17-25, Pretoria 15-27, Johannesburg 18-29, Ermelo 14-26, Richards Bay 21-28, Pietermaritzburg 17-26, Durban 21-26, Port St. John's 21-26, Bethlehem 12-28, Bloemfontein 16-30, Hallewaal Noord 16-29, Welkom 17-30, Vryburg 16-29, Kimberley 19-32, Appington 25-36, Prieska 21-33, Springbok 21-36, Karasburg 24-36, Keetmanshoop 26-35, Mariental 25-35, Alexanderbaai 16-23, Brandvlei 22-36, Loederitsbaai 18-27, Vredendal 21-39, Kaapstad 18-24, Sutherland 15-29, George 16-21, Jeffreys Bay 18-24, Kibera 19-28,
graaf hy net 1627, was Londen 1927, de Aar 1931 in die middag. Ons sakenuus vir die dag, wat insluit geldeenhede en hulpbronne. Die rand verhandel teenoor die Amerikaanse dollar vir R18.20, Australiese dollar kos R11.44, die prys van 'n euro is R19.89, die pond kos R23.55, die prys van silwer is $32.72 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $2,900 ook per fyn ons, die prys van Brent-olie is $70.05 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir julle toegewens.